Is daar nog iets soos die waarheid? Of nie? Die vraag rondom die waarheid het verskeie standpunte. En dit is definitief 'n vraagstuk wat ons meen regtig nog sinvol is om oor na te dink. Maar hoe doen ons dit? Dankie Daniel. Universiteite vandag wêreldwyd word eintlik gekenmerk deur twee totaal botsende standpunte oor die waarheid. 'n Groot deel van die universiteitswese ontken vandag eenvoudig dat daar iets is soos die waarheid. Terwyl daar ook universiteite is wat hulle nog verbind tot die waarheid of die strewe na die waarheid. So totaal twee verskillende standpunte daaroor. Nou kom ons begin by die een standpunt wat sê ons moet eintlik wegdoen met die waarheid. So die werklikheid rondom ons het nie regtig daai struktuur of patrone nie. Daar's nie regtig iets soos die waarheid wat ons kan soek, najaag en ken nie. Wat is die kritiek hierso waarna ons kan kyk? Ja, ek dink 'n eerste kenmerk van die hedendaagse universiteite is wat 'n mens nou in geleerde taal kan beskryf as 'n gees van relativisme wat oor die hele universiteitswese waai. En dit sê eintlik iets baie eenvoudig en dit sê dat waarheid is relatief. Dit hang eintlik af van jou perspektief en van jou perspektief. Waarheid is volledig konteksgebonde, afhanklik van die perspektief van die persoon wat oor die waarheid gesels, met die gevolg is, en dit is die gevolgtrekking, dat daar nie iets is soos die waarheid nie. So, ek dink 'n tipiese voorbeeld van hierdie relativisme aan universiteite is byvoorbeeld die verskynsel van die gesin. 'n Relativis sal sê, ja, maar 'n gesin, wat 'n gesin is, wat 'n ware gesin behoort te wees, is bloot 'n funksie van die historiese konteks, sodat sê nou maar die manier waarop die gesin vandag gedefinieer word, dit verskil van die manier waarop die gesin in die Victoriaanse tydperk in die 19de eeu geformuleer is en gesien is, en die verskil weer van die wyse waarop die gesin in die middeleeue bestaan het, en die verskil weer van sê nou maar die gesin in die klassieke tydperk. So, dit is die gevolgtrekking is, maar daar is nie iets soos die ware gesin nie. So 'n tipiese voorbeeld van die gees van relativisme aan die universiteite. So daar's geen tydlose waarhede nie. Waarheid hang heeltemal net af van konteks in 'n bepaalde tyd, so dis relatief tot tyd, kultuur ensovoorts. Daar lê eintlik 'n vreemde ding in die agtergrond hierso. As jy sê alles is relatief, wat die relativisme natuurlik sê, dan weerspreek jy jouself, want daai uitspraak wat jy maak, dat alles relatief is, dit hou die relativis ten minste voor as waar, as tydloos. So dit is baie interessante spanning alreeds wat in die relativisme skuil. Hy wil eintlik waar wees, maar hy ontken dat daar iets soos die waarheid is. So dit is 'n baie interessante spanning. Maar goed, daar lê natuurlik ander probleme vandag in die ontkenning van die waarheid. Dit is nie net in die relativisme nie. Mense sou ook ander verskynsels kan noem vandag wat verband hou met die feit dat daar nie iets is soos die waarheid nie. En ek dink nou maar byvoorbeeld aan iets soos om nog 'n baie geleerde woord te gebruik, die verskynsel van die konstruktivisme. En die konstruktivisme gaan uit van die standpunt, die waarheid is bloot 'n konstruk van jou en van daai een en van daardie een, sodat daar ook nie iets is soos die waarheid nie. Dit is alles bloot 'n veelheid van konstrukte. As alles relatief is, as waarheid maar net 'n konstruk is, dan sit ons met hierdie fragmentasie tussen die fakulteite byvoorbeeld. Daar's nie meer 'n uiteindelike waarheid wat alles verenig onderliggend aan die fakulteite nie. Ja, 100%. So ons sit met 'n veelheid van konstrukte, sê nou maar binne in die taalwetenskappe. Die taalwetenskappe sal sê, maar ek konstrueer my wêreld aan die hand van my eie taalstrukture, my eie taalvermoë. Ek gee orde aan die werklikheid via my taal,
Maar dit verskil van, sê net maar, die wyse waarop 'n bioloog werk en waarop die wyse waarop die bioloog, sê maar, modelle bou aan die hand waarvan 'n bioloog die werklikheid in die biologie kan verstaan. En die verskil weer van enige ander dissipline, sodat jy uiteindelik te doen kry met 'n veelheid van konstrukte, maar daar's nie 'n samehangende geheel van waaruit die werklikheid benader word nie. As ons nou nog bietjie verder dink daaraan, as waarheid verdwyn, of as dit bloot net gereduseer word tot bloot 'n konstruk en 'n perspektief, dan kom die kwessie van mag ter sprake. Ja, dis 'n wesenlike verskynsel van ons tyd, naamlik die rol wat mag speel in die vraag, wat is waarheid? Wat is waarheid word grootliks bepaal vandag deur wie beskik oor die sterkste en magtigste instrumente, wie beskik oor die wetenskaplike instrumente om ander daarvan te oortuig dat dit die waarheid is. Wie beskik oor die beste retoriese vaardigheid om anders daarvan te oortuig dat dit die waarheid is. So die baie interessante vraag wat mens eintlik mee te doen het, is dat wanneer jy die waarheid hanteer, moet jy werk met 'n norm om te bepaal, is jou uitsprake oor die werklikheid waar of nie. Maar as daar nie 'n waarheid is nie, dan bepaal jou mag, die invloed wat jy uitoefen oor die wetenskappe, die invloed wat jy uitoefen oor die universiteite, bepaal eintlik die gang van sake en nie die vraag na die waarheid self nie. Ek dink wat prof nou doen is hoekom mense so in die wokeness atmosfeer van vandag sien hoe mense net stil gemaak word, hoe mense wat iets sê wat ons sal dink is waar, en as daai waarheid bots met wokeness se agenda, dan word hulle bloot net stil gemaak en glad nie meer 'n stem gegee nie. Ja, dis eintlik 'n vreemde feit van ons tyd. En enerzijds ontken ons die waarheid, alles is relatief, alles is bloot 'n konstruk, en dan saam met dit kry jy eintlik 'n vreemde dogmatisme. Ons is dikwels geneig om die woord ideologie te gebruik. Die dominansie van ideologieë aan universiteite waaraan verbete geklou word. So dis amper asof die een saamgaan met die ander. Saam met die relativisme gaan daar 'n sterk dogmatisme. Kom ons gee 'n voorbeeld daarvan. As iemand in die biologie vandag werk, dan word daar feitelik dogmaties vasgeklou aan die darwinistiese beeld op die biologie en op die evolusie. Daar word geargumenteer dat Darwin met sy evolusionêre teorieë het vir ons die absolute waarheid gegee en dit kan nie bevraagteken word nie. So daar kry jy eintlik 'n dogmatiese biologisme amper. Mense sou ander voorbeelde ook kan gebruik. Die dominansie vandag van masjienmetafore, wanneer ons nadink oor die lewe, oor mense, dikwels word gesê, die lewe is soos 'n masjien. Die mens is bloot 'n raadjie in 'n groter masjien. En wat nooit gevra word nie is, maar is dit toepaslik op alle terreine van die lewe? Is ons net ratte in 'n masjien? Mens kry dikwels die indruk dat daar word dogmaties vasgeklou aan die masjienmetafore, terwyl ons is ook veel meer as net ratte in 'n masjien. As mens meer organiese metafore gebruik, dan is ons deel van groter organismes wat anders as 'n masjien 'n sekere doel het, en so aan. Maar daar word baie weinig aandag gegee aan die organiese metafore, terwyl die meganiese metafore, die masjienagtige metafore, dogmaties aan vasgehou word. Miskien nog 'n voorbeeld is natuurlik al die gesprekke rondom geslagskwessies, geslagsidentiteit. Daar's 'n verskriklike diep onderliggende dogmatisme ook daaraan verbonde. Ja, absoluut. Ja, dis weer eens die interessante spel tussen die ontkenning dat daar iets is soos die geslagte, en dan tegelyk 'n dogmatiese verbintenis tot die idee dat daar geen geslagte is nie. Jy mag dit nie bevraagteken. Die feit dat
die geslagte ontken word nie. Dit moet eenvoudig gehandhaaf word. So 'n interessante samespel tussen 'n relativisme en 'n dogmatisme. Nou as ons 'n bietjie afstap van hierdie siening oor waarheid en ons het nou oor 'n paar voorbeelde gepraat as gevolge daarvan, dan kom ons uit by kom ons noem dit die klassieke Christelike herkoms en hoe die Christelike tradisie vir eeue al gedink het oor die vraag rondom waarheid en ons moet maar sê die Christelike tradisie staan op die skouers van figure soos Plato en Aristoteles en die manier hoe hulle gedink het oor die vraag rondom waarheid en die werklikheid. Ja, dit is 'n verskriklike belangrike ding. Ek wil nou nie te teoreties raak nie, maar as mens praat oor die ou klassieke geleerdes soos Plato en Aristoteles, het hulle vanuit 'n baie belangrike vertrekpunt gedink. Hulle het uitgegaan van die standpunt dat die werklikheid, dit wat is geordend. Daar is sekere patrone in die werklikheid en omdat die werklikheid geordend is, kan die denke die werklikheid begryp. Trouwens, Plato het 'n pragtige beeld gebruik om dit mee te verwoord. Hy het gesê, daar is eintlik 'n huweliksverhouding tussen die werklikheid wat geordend is en ons denke. En hy daarby bedoel dat ons denke vra na die werklikheid, ons reik uit na die werklikheid en ons wil die waarheid van die werklikheid begryp. En tegelyk staan die werklikheid as geordende werklikheid, staan oop vir ons begrip daarvan. So daar's 'n intieme verhouding tussen denke en werklikheid. En dit klink 'n bietjie vreemd, maar dit is presies dit wat vandag baie sterk bevraagteken word in die hedendaagse denke. Die denke en die werklikheid, daar is nie meer 'n huweliksband tussen die twee nie. Die werklikheid bestaan op een vlak en die denke op 'n ander vlak. Die denke konstrueer die werklikheid en die werklikheid self is eintlik vreemd, is dikwels in die moderne denke iets soos 'n afgrond wat ek nie kan begryp nie. Is iets wat nie gestruktureer is nie. So daai huweliksband is gebreek. En binne in die Christelike denke word die gedagte van die huweliksband tussen die denke en die werklikheid word eintlik verdiep en verder gevat. So die werklikheid binne die Christelike tradisie sê ons die werklikheid is 'n geskenk van God af en die mens se verstand is geskape met daardie doel voor oë om die werklikheid te ken. Dis pragtig. Dit is presies dit. So as die werklikheid 'n geskenk is uit 'n God wat ook 'n rasionele God is wat strukture inbou in die werklikheid, dan roep hy ons as te ware op. Hy roep die denke op om in gesprek te tree met die werklikheid en dit te probeer verstaan. Nie dat ons denke ooit in staat is om die werklikheid volledig te begryp nie. Trouwens, ons is eindige wesens, ons is beperkte wesens en ons sal dit nooit kan begryp nie. Maar dit beteken nie dat die werklikheid self 'n totale duisternis is wat ons nie kan begryp nie. Ons reik altyd weer uit daarna. Ons streef daarna om die werklikheid te begryp en die waarheid daarvan vas te vat. En die gevolge hiervan op die universiteitswese is eintlik baie groot want dit beteken waar ons as ons kyk na sekulêre universiteite, dan sit ons met daai fragmentasie tussen die fakulteite en departemente waarvan ons nou gepraat het. Maar as ons oor waarheid dink soos wat ons nou daaroor gepraat het, dan beteken dit daarso is 'n uiteindelike eenheid van waarheid. Daarso is 'n vereniging van waarheid onder al die verskillende fakulteite en departemente. Die Christelike opvatting is dat die skepping is 'n geskenk en dat die skepping as 'n geheel gekenmerk word. Hy word deur 'n samehang tussen 'n veelheid van kenmerke van die skepping, soos die fisiese, die biologiese, die geestelike en so aan, is verskillende dimensies van een en dieselfde groot geheel wat die werklikheid is. En die Christelike denke word telkens opgeroep om te vra na die geheel van die werklikheid en nie een aspek van die werklikheid
uit sy verband met die geheel uithaal en te verabsoluteer nie. Soos byvoorbeeld die materiële uithaal en dit te verabsoluteer en alles te laat draai rondom die materiële, of alles te laat draai rondom die geestelike. Vir die Christelike denke is daar 'n samehang tussen hierdie verskillende dele van die groter geheel. En wat mens vandag aan die universiteite kry is dikwels die neiging om sê nou maar die materiële of die ekonomiese uit te haal en alles te sentreer en te laat draai rondom die ekonomiese en die materiële, terwyl die geestelike vergeet word. Ons kan natuurlik ook die teenoorgestelde doen. Ons kan alle fokus plaas net op die geestelike en die materiële ook weer vergeet. En die Christelike denk roep ons eintlik op om die geheelbeeld raak te sien. En daai geheelbeeld impliseer byvoorbeeld dat ons nie in die filosofie 'n waarheid kan hê wat in iets soos die politiek of die ekonomie vals is nie. Of andersom, ons kan nie 'n waarheid hê in die politiek wat 'n valsheid is in, sê nou maar, die teologie nie. 100%. Die oomblik as jy 'n deelaspek van die werklikheid verabsoluteer, soos die ekonomie, en dit kom natuurlik baie voor in sê nou maar marxistiese denke wat al die fokus plaas op die ekonomie, of as jy alle fokus plaas net op die biologie, 'n tipiese ding wat na vore tree in die sogenaamde biologisme, dan trek jy eintlik die waarheid skeef. Dan het jy net 'n deelaspek en trek jy eintlik die geheel skeef. En ons moet altyd weer herinner word dat hierdie deelaspekte is deelaspekte binne die groter wonder wat die skepping is. So Prof Dani, ons het nou gepraat oor die geheel, die vraag na die geheel in die konteks van waarheid. Maar ek dink die groot vraag agter hierdie vraag selfs na die geheel is, wat is hoe dink ons oor die fondasie van alles in hierdie konteks van waarheid? In die Christelike denke word daar uitgegaan van die gedagte dat ten grondslag van alles, ten grondslag ook van die geheel wat die werklikheid is, lê daar 'n eerste beginsel. Die Grieke, ou Plato en Aristoteles, hulle het na daardie grond van die werklikheid, dit wat agter alles lê, hulle het daarna verwys as die eerste beginsel. En in die Christelike denke, en dit is waar die Christelike denke die klassieke sterk verdiep het en uitgebrei het. Die eerste beginsel is die lewende God van die Bybel. Die God van die Bybel is die fundament wat ten grondslag van alles lê. En ek dink die Christelike denke het nog altyd uitgegaan van die standpunt dat as jy God uithaal, as jy die fundament verwyder, dan kan jy eintlik nie by die waarheid kom nie. God is die waarborg vir die waarheid. So as jy God uithaal, dan stort jou wêreld as te ware in duie, en dan gaan jy uiteindelik eindig by dinge soos die relativisme of die konstruktivisme waarna ons die hele tyd verwys het. God is die voorwaarde dat ons nie verval in 'n relativisme of in 'n konstruktivisme nie. Hy hou alles stand. Dankie Prof Dani. Dankie.